Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Sondag, die 12de April 2026. Ek is natuurlik Jacques Pieters en hier is ons Sondag boodskap. Ek vra weer eens om verskoning dat my YouTube live nog nie gereed is nie. Ek sukkel om my rekening te verify op YouTube. Ek het dit nou eintlik vir 'n lang ruk nie heeltemal reg gebruik nie en toe het ek dit weer begin gebruik. So hulle sê, voordat ek 'n live kan doen, moet ek dit verify. Ek het hierdie week probeer, dit bietjie gesukkel daarmee. So kom ons hoop ons kry dit reg hierdie week, en dan kan ek van volgende week Sondag af dan live gaan met hierdie boodskappe. Natuurlik 'n boodskap van tug, bemoediging en natuurlik die lewe, die ewige lewe, wat ons net in die woord van ons Vader kan kry. Vandag kom die skrifgedeeltes uit Jesaja 40, vers 1 tot 11, dan Matteus 3, vers 1 tot 12, en dan Handelinge 2, vers 1 tot vers 13. Terwyl jy jou Bybel gereed kry, kom ons bid saam. Jy weet die voordeel van hierdie live boodskap of hierdie boodskap wat dan op YouTube kom, wat ek dan ook so uitdeel, is dat jy kan pause en jy kan jou Bybel gereed kry en jy kan op die plekke oopmaak sonder om iets te verloor. Daar's voordeel daarin. Maar onthou, ons moet ook so af en toe daarin so bietjie in samekoms by mekaar kom waar ons die Here kan loof en prys, saam kan in aanbidding gaan. Baie belangrik, en dit bou die gees, dit bou regtig die gees. Wanneer ons broers en susters se hande vat in geloof en ons saam kan bid, saam kan sing, daar's net iets anders daarin. Maar vir nou, maak jou Bybel oop by Jesaja 40 vers 1 tot 11, maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie Here vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe week wat voor ons lê, ook wat ons met vreugde kan ingaan in hoop en geloof. Vader, want ons hoop is in U en ons hoop en geloof en vertroue staan vas in U. Want daar is niemand soos U nie, Vader. Daar's geen mens op die aarde wat kan doen wat U doen nie. Daarom buig ons voor U, ons staan voor U, ons kniel voor U. Ons is aanbidding voor U. Want U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U gee vir ons verlossing, Vader. Ons wat dit nie eers verdien nie, het U vrygekoop deur die bloed van Christus Jesus op Golgotha. En daarom is ons dankbaar, Vader, dat ons vandag U naam kan uitroep en kan sê, ons aanbid U en ons roep U aan en ons vra, Vader, dat die engele om ons sal waak. Dat ons nie sal verswak in hierdie dae nie, maar dat ons in sterkte sal opstaan in krag wat net U vir ons kan gee, want ons weet die woord sê, wanneer ons swak is ons krag meer in U. U krag is meer in ons dan. Vader, en ons kan getuig daarvan. Baie van ons kan getuig daarvan. En daarom weet ons, al kan ons U nie sien nie, Vader, deur die bloed van Jesus, deur die kruis, weet ons dat ons kan getuig van U genade en liefde en krag. Vader, ons kan getuig want ons weet daar het genesing plaasgevind, waar mense hopeloos was. Mense wat kanker gehad het, ons gesien hoe hulle opstaan, gesond, genees. Vader, maar nog steeds twyfel ons op tye. Vader, en daarom vra ek vandag, Here, vergewe ons wanneer ons twyfel. Vergewe ons wanneer ons vrees, Here. Want U stel ons wel op die proef. En ons weet, ons gaan deur die smeltkroes. Want ons word gesmeld en gereinig, sodat ons suiwer goud kan word. Sonder enige vuilgoed, sonder enige sonde, is U besig om ons te reinig, Here. Nie een van ons is perfek gebore nie, maar ons weet ons werk tot heiligmaking. Ons bou aan onsself daagliks en ons leer uit ons foute uit. Want U bekragtig ons. U versterk ons, U leer ons, deur die Heilige Gees. Vader, en daarom bid ek vanmôre, dat elkeen wat hierdie boodskap hoor vandag, Here, dat hulle U genade sal voel. Elkeen wat nog nie wedergebore is nie,
Dat hulle sal besef dat u woord is die waarheid en wat daarin geskrywe is wat ons bekragtig, ons leer en ons kennis laat groei. Daarom vra ek, Vader, laat die wyse manne sal opstaan in hierdie dag. En dat hulle die ander sal lei in die waarheid, in die heerlikheid, in die krag, in Jesus Christus naam. Vader, ek bid vanmôre, as daar enige iemand is wat hierdie woord hoor, wat daar enige sonde betrokke was, wetende of onwetende, vra ek, Here, dat u dit in hulle sal werk en dat u hulle sal vergewe, dat u hulle sal versterk en hulle sal bemoedig dat hulle weet hulle moet voor u kniel en voor u bely, sodat ons rein kan staan voor u, sodat u deur ons kan werk, Here. Want die woord sê ons moet rein wees voor u, sodat u ons gebede kan hoor, sodat u ons kan, Vader, 2 Kronieke 7 vers 14 sê dit baie duidelik. Ons moet nederig raak, ons moet onsself verootmoedig voor u. En dan sal u ons gebed hoor. En dan sal u ons vergewe wanneer ons vergifnis vra. En dan sal u ons begin herstel. Dankie daarvoor, Vader. Wees met hierdie woord vandag. Seën dit en laat dit gaan waar dit moet wees. Laat dit raak wie dit moet. In Jesus Christus naam. Amen. Jy weet, ons kan baie kere fokus op ons sondes, ons kan fokus op ons verkeerde weë. En dit is baie soos die storie van Lukas, waar hy skrywe van Petrus wat uit die boot uitklim, om op die water te loop na Jesus toe. Sy fokus, toe dit van Jesus afgaan, na die verlossing, toe sy fokus weg is van die verlossing af, en sy fokus is op die sonde, het hy gesink. Ons kan dit so sien. Ek weet die storm beteken wel nou moeilikheid en al die dinge, maar wat is sonde? Sonde is moeilikheid. En baie keer is ons so gefokus op die sonde, dat ons vergeet van die verlossing. Baie keer is ons so gefokus op dit wat verkeerd is, wat ander mense verkeerd doen, dat ons verkeerd beweeg, en dat ons fokus verloor op die kruis van Christus. Hy het ons almal lief. En ons almal is op tye swak. Die een sonde is nie groter as die ander sonde nie. Maar jy sien, wanneer ons sleg voel daaroor, is dit goed, want dan kan ons voor God vra, vergewe ons. En hy vergelde ons op die regte manier. Maar wat wel saak maak, is dat ons nie wegval nie. Dat het ons nie so wegvreet, dat ons wegteer van die Here af nie. Maar dat hy ons opbou deur ons foute, want ons is nie perfek nie. Jy weet, as die Here my moes weggegooi het, in die dae toe ek nog in sonde gelewe het, as die Here my moes weggegooi het in die tyd toe ek geweier het om die Here te dien, dan sou ek verlore gewees het. Maar selfs op 'n aand wat ek nog dronk was, het die Here 2 engele gestuur om my te help. En ek kan getuig daarvan. Dis nie alleen nie. So waar as wat God lewe, getuig ek vandag hiervan. Want daar was 'n nag gewees wat ek moes dood verongeluk het met 'n motorfiets. Maar 'n ander man het 2 engele gesien wat my dra. Dat hy in skok was daarna. En al 4 van ons wat daar teenwoordig was gedrink. So hoekom, as ek vol wyn was, sou die Here my wou spaar? Jy sien, want die Here kyk nie altyd na ons sonde nie. Hy kyk na dit wat ons beteken vir hom. Hy kyk na hoe waardig ons is wanneer ons gaan opstaan die dag, wanneer ons kom na hom toe en ons vra, vergewe my Vader, dan begin hy ons opbou, sodat ons nog nooit kon gedink het ons kon wees nie. Dan gee hy vir ons die reg en die mag om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Hy gee vir ons die geloof. Hy dra ons. Hy bekragtig ons. Hy leer ons. En ek weet daar's baie mense daar buite wat nog sukkel, wat nog twyfel, wat nie weet hoe nie, wat bang is. Maar die woord sê vir jou, in die Here se tyd gaan hy jou opwek.
En wat 'n beter tyd is daar nie as nou nie. Gaan op jou knieë voor die Vader en sê net, Here, vergewe my, want ek is nie waardig nie. Word nederig, en jy sien hoe verander jou wêreld om jou. In Jesaja 40 vers 1 tot 11 is daar geskrywe, die troostwoord van God van Israel. En ons moet onthou, ons almal wat tot bekering gekom het, het kinders van Abraham geword, want die belofte aan Abraham alreeds in die begin van sy dae was gewees, dat hy sal kinders hê soos die sand van die see, hy sal kinders hê soos die sterre van die hemel. Hy sal kinders hê in menigte getalle. En dit tel jou in. As jy net die dag wil vat en sê, Here, hier is ek, vergewe my, ek wat nie waardig is nie. Tel my op, Vader, verander my wêreld, verander my hart, bring u vrede terug na my toe. Honderde jare voordat Christus op die aarde was, het Jesaja geskryf, troos my volk, sê julle God. En hierdie woord is vir elkeen wat kinders van Abraham geword het. Galasiërs 3 vers 6 sê, net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken, julle verstaan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig het, vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. Galasiërs 3 vers 6 tot 9. Vers 10 sê, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Dit was Galasiërs 3 vers 6 tot 11. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Jy weet, as ons gaan kyk na die storie van Israel, van die begin af, dan sien ons, Israel was nooit waardig nie. Die volk Israel was nooit waardig om kinders van God genoem te word nie. Telke male was hulle onder die koningskap van iemand wat hulle na afgoderry gelei het, waar hulle die Baal God gedien het, waar hulle ander gode gedien het, waar hulle beelde aanbid het. Elke af en toe was hulle vervalle. Was daar geen genesing vir hulle nie. Selfs die profeet Elia moes gegaan het en hy moes teen 850 valse profete gestaan het. Wat 'n storie is dit nie? En hy het oorwin. Jy sien, want geen ander God kan staan voor die Vader, wat hemel en aarde geskep het nie. En hierdie gestryery tussen ons mensdom, ek bid so dat dit kan ophou. Die verdeeldheid oor simpel dinge. Ons het verlossing ontvang deur die kruis, en dit is wat saak maak. Dit gee nie vir ons toestemming om te lewe soos wat ons wil nie. Maar die Vader het vir ons 'n koning gegee, wat ook ons priester is, waardeur ons verlos word. Hy was ook die lam wat sy bloed gegee het aan die kruis, vir ons elkeen. Hy was die laaste offer vir ons skuld. Hy het ons skuld, ons sonde, het hy op hom geneem. En baie mense verstaan nie hierdie woorde regtig nie. En hier sê Jesaja vir ons, dubbel ontvang het vir al haar sonde. Sy was dubbel gestraf. Israel was dubbel kere gestraf. 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here. Luister mooi na hierdie woorde.
Dan gaan dit nou weer herhaal wanneer ek Matteus lees. Matteus 3. Berei die weg van die Here in die woestyn. Was Israel nie in die woestyn waar hulle verlore was, waar hulle manna geëet het, wat uit die hemel geval het nie? Het hulle nie water uit die rots gedrink nie? Het hulle nie water by Mara gekry wat bitter was? En toe die hout ingegooi word, toe word dit soet. Jy sien, want Jesus, deur die kruis, die hout, maak die bitter water soet. Dit maak dit wat dood maak, lewendig. Ons almal was gebonde aan die dood wat vir ons voorlê en wag. Maar deur Christus, om hom te aanvaar as ons verlosser, ons saligmaker, ons koning, ons priester, is ons vrygekoop. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. Jy sien, ons God en Vader het vir ons 'n weg gegee en daai weg se naam is Jesus Christus. En die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke in laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. En alle vlees tesame sal dit sien, terwyl Johannes die doper besig was. Hy wat die pad voorberei het vir Christus. Deur die doop het hy die weg voorberei. Hy het die mense gereed gemaak daar in Israel deur hulle te doop tot die bekering van hulle sondes. Nie in die naam van Jesus nie. Maar die eerste doop moes gewees het in die Vader se naam, sekerlik. Want in wie se naam het hy gedoop? Hy het wel gedoop tot die bekering van sondes, maar dit moes wees in die Vader se naam. Want dit was nie deur homself wat hy gedoop het nie, maar deur die Heilige Gees, want hy het die Heilige Gees ontvang toe hy 6 maande in sy moeder se maag was. 'n Stem sê roep, en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Sonder Christus gaan ons verdor. Die gras verdor. Die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Sien, alles sterwe. Alles gaan weg. Alles vergaan. Behalwe ons God en Vader. Behalwe sy woord. Johannes 1 vers 14 sê dit, die woord het vlees geword. Die woord van God het vlees geword. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Jy sien, Christus het gekom as die woord van God. Hy het gekom op die aarde in vlees, as 'n verteenwoordiger van die Vader in die hemel. Het hy gekom stap hier in die vlees as mens, om ons beter leiding te gee. En die disippels wat saam met hom gestap het die voorkeur gehad om te sien wat niemand anders ooit kon sien nie. Hulle het geweet, hierdie is die Messias. Hulle het geweet, die priesters van die tempels het dit nie besef nie. Maar gewone mense het dit besef. Mense soos ek en jy. Vandag vra ek vir jou, besef dit net vandag, dat die kruis was vir jou gewees. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra die lammeroeie sal hy saggies lei. Die vrouens sal hy saggies lei. Maar vir julle manne,
gaan hy slaan met die roede. Hy gaan vir julle opwek, want ons mans het verswak in hierdie dae waarin ons lewe. Geregtigheid, kyk ons in die oë en ons tree nie op nie. Geregtigheid stap verby ons en ons doen niks. Ongeregtigheid word aanvaar links en regs. Betaal 'n bietjie hier, betaal 'n bietjie daar, sodat die oë van die regter toegemaak kan word. Jesaja het lankal gesien dat Johannes gaan kom. Dat Johannes gaan die pad gereed maak. Matteus 3 vers 1 tot 12 sê, en daardie dae het Johannes die doper opgetree en in die woestyn van Juda. Hy het na die woestyn van Juda toe gegaan, presies wat Jesaja gesien het en gesê het gaan gebeur. Gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou baie mense sê, ons hoor al 2000 jaar dat Jesus kom. Maar die mens besef nie dat 'n dag vir God is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. So die 2000 jaar wat verby gegaan het is soos 2 dae. 2 dae het die Here vir ons tyd gegee, vooraf, om te leer, om te sien, om te kyk na ons foute, om te kyk na ons geskiedkundige foute, deur ons voorvaders, deur die eeue heen. Dit wat die mensdom verkeerd gedoen het teen God, dit wat hulle laat vergaan. Want dit is hy, van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Luister, 'n slang, wanneer hy seil hy in 'n S-vorm die meeste van die tyd, behalwe die pofadder seil en amper in 'n reguit lyn. Maak reguit die paaie. Maak reguit die paaie. Want jy sien, ons paaie is soos kronkelende slang lopende paaie. Ons wil nie reguit geloop het voorheen nie, maar toe ons Jesus Christus vind, toe besef ons moet die reguit pad stap. Ons moet nie afvallig word nie, ons moet nie luister na die verkeerde dinge nie. Ons moet nie gehoorsaam wees aan die boosheid van die wêreld nie. Ons moet nie betrokke raak aan die liefde vir geld, wat die wortel van alle boosheid is nie. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. Hy het alles opgegee, Johannes die doper. Hy kon ook soos 'n gewone mens gaan leef het, 'n huis gebou het, vir hom 'n vrou gekry het en kinders opgewek het, vir hom dalk 'n paar vee gekry het, of wat ook al hy begeer het in die vlees. Hy kon dit ook gedoen het. Maar hy het gekies om gehoorsaam te wees aan die Vader, om die weg voor te berei, sodat Jesus kan kom. Want jy sien, Johannes moes eers doop, voordat die mense genesing kon ontvang. Johannes moes eers doop tot bekering van sonde, geen ander doop nie. Bekering van sonde, waar ons sondes bely en ons verlede afwas deur die water. Enige iemand wat kom met 'n ander doktrine, 'n ander teologie, is 'n leenaar en van die duiwel af. Ek sê dit vandag, want ons moet kyk wat die woord sê. En dis nie omdat ek oordeel nie. Ek sê maar net wat die woord ons leer. Want jy sien daai bose mense, of mense wat die boosheid aanvaar het, om leuns te spreek, om mense te mislei, mense weg te lei van die waarheid af. Johannes het sy lewe opgegee vir my en jou, sodat ons die doop kan ontvang, sodat daai mense gereed gemaak kon word om die genesing te ontvang. En dit is wat die woord beteken, hy het die pad voorberei, hy het die weg voorberei,
En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. Almal in daai omgewing het gegaan na hom toe. En die meeste van daai mense was gedoop. Want jy sien die dorpe waarna Jesus gegaan het na die tyd om mense te genees, om blindes te laat sien, om dowes te laat hoor, om krepeles te laat loop, moes die mense al reeds gedoop gewees het voordat hulle die genesing kan ontvang, sodat regverdigheid kan plaasvind binne in hulle, want Jesus het vir hulle gesê, gaan en sondig nie meer nie. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Kan jy jouself indink dit wat daar gebeur het? Die krag van God wat daar plaasgevind het op daardie dae. Hy het nie net in een dag gedoop nie. Hy het dae en dae gedoop. En selfs later het Jesus ook gedoop saam met sy disippels, alhoewel hy nie self gedoop het nie, het sy disippels gedoop, want hulle was onder die krag van Jesus toe hulle dit doen. Johannes die doper alleen het gedoop, saam met sy disippels, want hy het die Heilige Gees gehad. Hy is gebore met die Heilige Gees, volgens die boek van Lukas 2. En toe Jesus gedoop was, het hy die Heilige Gees ontvang. Hy is gedoop deur Johannes die doper, wat die Heilige Gees toe het. En toe ontvang Jesus die Heilige Gees, en hy het ook gaan doop. Jy sien, hulle moes die hele omtrek, die hele mensdom daar in die hele Israel moes hulle doop, soveel as moontlik, almal wat gekom het om hulle sondes te bely, wat geweet het, daar is nie meer diere om te offer nie, want hier kom 'n nuwe ding, hier kom 'n nuwe gebeurtenis, hier kom 'n nuwe verbond, want jy sien die Heilige Gees het die leiding gegee. Alles word nuut gemaak. Die ou dinge gaan verby en die nuwe dinge is op pad, want daar kom een slagoffer, en sy naam is Jesus. Hy is aan die kruis geoffer, vir my en jou, sodat ons ook ons sonde kan bely, sodat ons ook gedoop kan word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, volgens Matteus 28. Markus 16 vers 16 sê, dat julle wat glo sal gedoop word, maar julle wat nie glo nie sal veroordeel word. Met ander woorde, die wat nie gedoop word nie, gaan veroordeel word. Dis wat die woord sê, nie wat mense sê nie. En dit is waarop ons staan vandag. Vers 7, Matteus 3. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Wat is die toorn? Dit is die straf van die Vader. Dit is die dinge wat kom, die dinge wat hier is. Pestsiektes, al die tipe dinge waarvan Matteus 24 ons leer. Maar ek en jy het nie nodig om te vrees nie, want ons is onder die bloed van Jesus Christus. Ons het nie nodig om te vrees nie, want die dag wanneer die hemel open, dan gaan ons in heiligheid in. Ons sal 'n verheerlikte liggaam ontvang. Ons sal die nuwe hemel en aarde beerwe. Maar ons moet nie twyfel en vrees nie. Ons moet geloof hê. En vandag bemoedig ek jou, kind van God. Ek bemoedig jou. Moenie vrees nie. Moenie twyfel nie. Maar staan in die geloof wat vir jou geoffer is. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Jy sien hy die priesters, die Sadduseërs het hy aangespreek. Nie die priesters nie, ekskuus, die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle was hierdie skynheiliges wat gemaak het of hulle so heilig lewe. Hulle was ryk mense wat gelewe het vir besigheid. Hulle wou in beheer gewees, hulle was die judges, die leiers van die weermag. Hooggeagte mense. En Johannes sê vir hulle, addergeslag.
Want jy sien, hulle wou nie glo dat die Messias is daar nie. Hulle wou nie glo nie. Maar daarom sê hy vir hulle, want hulle was ook gedoop, want hy sê vir hulle, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Het hulle al hulle sondes bely? Het hulle bedoel om 'n nuwe bladsy om te blaai? Het hulle bedoel om 'n nuwe lewe te begin? Het hulle bedoel om hulle ou lewe af te sny en af te skakel in die dood, sodat hulle kan opstaan in 'n nuwe lewe en 'n nuwe geloof, om Jesus te aanvaar in die toekoms, om genesing te ontvang? Moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Sien, Johannes sê Filip, dra die vrug van die Heilige Gees. Dra die vrug wat by die bekering pas. Begin goed doen, moenie sleg doen nie, moenie vat waar jy nie moet nie, maar gee eerder. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die Bybel lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Jy sien, alleenlik deur die dood van Christus aan die kruis en sy opstanding het ek en jy die reg om gedoop te word in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar eers moet ons sondes bely, sodat ons skoon is aan die binnekant, sodat die Heilige Gees in 'n skoon huis kan woon. Dan ontvang ons die vuur en sy skop. Sy skop is in sy hand, dis presies wat Jesaja gesê het ook. En hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Jy sien, ek en jy is die koring. En daar is kaf tussen die koring. Daar is onkruid tussen die dinge. En Jesus moet ons deur en tyd skoonmaak, want ons is nie perfek nie, ons maak foute, ons sondig, al is ons gedoop, al is ons Christene. Ons maak foute. Soms raak ons ook kwaad. Soms begeer ons ook iets. Soms tree ons ook oor die lyn. Soms wil ons ook iemand sommer net iets aandoen. Want jy sien, dis die vreeslikheid wat ons moet teenoor beklei. Dit is nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik nie. Want ons werk tot heiligmaking. Ons is nie heilig gebore nie. Daar's nie 'n oornag verandering wanneer ons gedoop was nie. Maar dit is 'n manier om te kontrol, om te beheer, om te leer, om die ou dinge af te sny. Wat so elke nou en dan wil uitkom, moet ons weggooi. Daarom maak die Here ons deurentyd skoon. Sy koring is in die skuur saamgebring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Ek roep jou vandag om koring te wees, nie kaf nie. Wees koring. Wees koring. Handelinge 2 vers 1 tot 13 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Nou ek moet vir jou sê, voordat Jesus opgevaar het na die hemel, jy gaan kyk in die laaste hoofstukke van die 4 evangelieboeke, sal jy sien, daar is geskrywe dat Jesus het oor sy disippels geblaas voordat hy opgevaar het, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Hulle is die enigstes wat die Heilige Gees ontvang het voordat hy opgevaar het. En daarna, 10 dae nadat Jesus opgevaar het hulle almal eendragtelik by mekaar gekom om Jesus te aanbid, om hom te loof en te prys. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees.
en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. Jy sien, die Here het gewag vir die regte oomblik, terwyl daar mense rondom hulle was, wat kon hoor. Mense het begin wonder, wat gaan hier aan? En in nuuskierigheid het hulle natuurlik nog nader gekom. Min wetende het hulle besef dat vandag is 'n dag waar hulle weer gebore gaan word. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Luister mooi. Daar was 'n mengsel. En alhoewel hulle 'n mengsel was van elke nasie, word hulle genoem Jode. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war. Want elkeen, luister mooi, hulle het saamgestroom, hulle het saam begin drom, hulle het kom luister, wat gaan hier aan? Want ons mens is mos 'n nuuskierige ding. Want hulle het 'n taal gehoor wat in hulle eie tale spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Jy sien, die Galileërs het natuurlik een taal gespreek. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Pafers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosië, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote. Jy sien, die Egiptenaar wat op sy koets gery het, was nie die eerste Egiptenaar nie. Dit het hier alreeds gebeur. Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol wyn, soet wyn. Jy sien, as ons aangaan met hierdie hoofstuk en ons lees verder aan, dan sien ons hulle vra, nadat hulle gevra het, wat moet hulle doen? Hulle het begin vra, hulle het eers bespot en daar was aan hulle verduidelik wat daar gebeur het. Vers 37, toe hulle dit hoor is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Jy sien, onthou, die meeste mense was reeds gedoop tot belydenis van sondes. Maar nou is Jesus dood en het opgestaan en het na die hemel gegaan. Nou kan ons ook in sy naam gedoop word. Jy sien, daai tyd was dit 'n bietjie anders. Die meerderheid was reeds gedoop. En daarom het hulle toe net in die naam van Jesus gedoop. En toe het hulle die hande opgelê dat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Dis hoe hulle dit gedoen het in daai dae. Maar vandag word ons gedoop soos wat Matteus gesê het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Dis nie nodig vir handeoplegging na die tyd nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie, Here, dat U vir ons hierdie opdrag gegee het, hierdie toepassing, deur Christus, sodat ons die lewe kan ingaan, met nuwe hoop, met nuwe geloof, met 'n nuwe verbond, omdat ons weet, die ou dinge het verbygegaan, en die nuwe dinge lê voor. Vader, ek bid vir elkeen vandag wat hierdie boodskap hoor, dat hulle sal besef waaroor U woord gaan, dat hulle sal ophou hinker aan ander dinge, Here, wat nie saak maak nie, maar sal fokus op die evangelie van Christus,
Maar dit is al wat ons gaan red. In hierdie dae waar daar so baie verdeeldheid is, so baie valse leringe is, so baie kultiese maniere wat opspring, om mense na die dwaalspoor te lei. Vader, ek vra dat U elkeen se oë sal oopmaak en hulle ore, dat hulle ore sal toemaak vir die valsheid, dat hulle sal sien in die Heilige Gees, Vader. Vader, want ek weet in my hart, as elkeen gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan is hulle oop vir die Heilige Gees. En dan kan hulle nie mislei word in valshede nie. Want die Heilige Gees self sal hulle leer, want U woord sê so, Vader. En daarom bloei my hart bloei. Vader, laat die mens kan sien en ervaar dit wat die Heilige Gees gee. Nie valse geeste nie, maar die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel. Moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.